Sell My Car Quick. Vertroue van begin tot betaling. Ons selfs môre met Derek van der Veen. Hy is die eienaar van Sell My Car Quick. Nou, ons gaan 'n bietjie gesels oor die belangrikheid van 'n paar punte wat jy van bewus moet wees wanneer jy 'n kar koop of verkoop, spesifiek koop vanmôre, want baie van ons het al 'n kar gekoop en dan na die tyd bietjie agtergekom is die moeilikheid van die kar is dalk gesteel. Dit is baie meer algemeen as mense dink. Goeiemôre Derek. Môre Pierre. Welkom by ons. Derek, kom ons praat 'n bietjie eers oor die statistieke. Hoeveel voertuie per jaar in Suid-Afrika word gesteel? In Suid-Afrika word al 40,000 voertuie per jaar gesteel. Dit is 110 per dag wat gesteel word. Nou dink jy dis 'n Suid-Afrikaanse probleem, maar dis glad nie. In Engeland word daar 350,000 voertuie per jaar gesteel. In Amerika amper 1 miljoen voertuie word per jaar gesteel. So dit is 'n internasionale probleem wat daar is. En wat 'n mens vergeet is, die tyd van 'n voertuig steel met 'n skroewedraaier of 'n draad is lank of verby. Dit is nou hoogs tegnologies en baie gevorderd en jy het syndikaate wat uitgaan om net voertuie te steel. Mense wonder nou natuurlik, daar's mos mense wat karre steel om hulle te strip, noem hulle dit, Ja. om die karre die parte te verkoop. Maar hoeveel van daai karre kom terug in die stelsel in Suid-Afrika in byvoorbeeld? So 50% van alle voertuie wat gesteel word in Suid-Afrika word of vir parte gebruik of gaan uit die land uit. Zimbabwe, Mosambiek, daai tipe plekke toe. Die ander 50% word die nommers van verander en word teruggesit in die stelsel in. So ons kyk na 50 voertuie per dag wat weer terug in die stelsel inkom. Korrek. En dit is waar die probleem is, ja. Dit is nogals 'n indrukwekkende syfer as mens daaraan dink, maar ek kan ook nie glo dat aan die ander lande soveel meer gesteel word nie. Maar nou koop ek 'n kar, nou wetende wat julle sê van hoeveel kom terug in die stelsel in. Hoe weet ek koop nie 'n gesteelde kar nie? Wel, nommer 1 is, jy gaan nie as publiek weet of dit gesteel is of nie gesteel is nie. Dit gaan oor die plek waar jy dit verkoop. So die beste plek om 'n voertuig te koop is by 'n handelaar wat jy ken, 'n handelaar wat jy vertrou en baie keer 'n handelaar wat bankkodes het, wat finansiering kan aanbied. Die banke doen baie werk om seker te maak dat daai tipe handelaars nie in hierdie tipe goedere handel dryf nie. So maak seker jy koop by 'n plek wat jy ken, wat jy vertrou en wat jy al mee 'n pad gestap het voorheen. Wees versigtig om te koop by plekke soos Facebook Marketplace, iemand wat jy vir die eerste keer ontmoet wanneer jy 'n voertuig koop. Met die volgende punt sal ons dit aanspreek is, hoekom is dit belangrik wanneer daar nou iets verkeerd gaan? Wat is gebeur dan, ja? Mense is maar altyd op soek na, kom ons wees maar eerlik, na winskoopie. Okay? Ek wil nie te duur betaal nie en as ek 'n paar rand kan spaar wanneer ek 'n kar koop, dan is dit wat ek wil doen. Sê jy dis 'n slegte ding om dalk te gaan na iemand wat laer is as wat jy dink dit sal wees die prys? Moet 'n mens versigtig wees vir dit? Ek sou versigtig gewees het. Nommer 1 is, onthou sy kosprys was baie goedkoop, maar dit was 0. Hy het die voertuig gevat. So vir hom om in 'n laer prysklas in te kom is baie maklik. So 'n handelaar wat so 'n bietjie duurder vra, maar jy weet hy is al 20 jaar op dieselfde perseel of jy ken hom al vir 10 jaar lank of jy het al klaar 3 voertuie by hom gekoop. Dit is baie meer belangrik as daai 10 of 20,000 rand wat jy moontlik meer gaan betaal vir die voertuig. Jo. Okay, so nou het ek 'n gesteelde voertuig gekoop. So nou wat nou? Wat gebeur dan? Daar's 2 gedeeltes daaraan. Die eerste gedeelte is as jy self besef jy het 'n voertuig gekoop wat gesteel is. So ons kom baie by voertuie aan, Sell My Car Quick is 'n aankoopdiens. Ons koop voertuie aan van die publiek af. So ons kom baie keer by die voertuig aan, besef dit is gesteel. Die kliënt weet dit nie. En dan is die proses, die persoon moet teruggaan na die handelaar toe of die persoon waar hy dit gekoop het. En dan moet hy polisie toe gaan en dit gaan aankla. Die tweede gedeelte is, die polisie besef jy het 'n gesteelde voertuig. Dan kla hulle jou krimineel aan vir besit van gesteelde goedere. En dan vat hulle die voertuig. So nou eersklik het jy sit sonder 'n voertuig. En jy is krimineel aangekla. En jy is krimineel aangekla. En dan moet jy teruggaan na die persoon toe waar jy hom gekoop het. As die ou op Facebook Marketplace was en sy profiel is weg en sy nommer is af, moet jy siviel hom gaan aankla weer. Hy moet jou terugsit in die posisie waarin jy was voor jy die voertuig gekoop het. As jy hom nie kan opspoor nie, is hy weg en jy het al jou geld verloor. Waar as jy by 'n handelaar dit het, dan sit die handelaar jou terug in die posisie waarin jy was voor jy die voertuig gekoop het en dan van daar af kan jy weer 'n ander voertuig koop. Ag nee, Dirk, jy maak my bang. Ek gaan nou fietsry vir die trapfiets vir die res van my lewe. Hoorie, sê eers my, hoe moet die koper dan nou weet? Hoe moet ek dan nou weet wat is die tekens waarna ek moet kyk? Is dit baie ingewikkeld om te weet dis ek kyk na 'n gesteelde voertuig voor ek hom koop? Nee, daar is tekens daarvan. Veral as mens gaan kyk na die geskiedenis van die voertuig. Wie was die vorige eienaars van die voertuig gewees?
was al voorheen op 'n bank se naam gewees. Maar as 'n voertuig ewe skielik so 1, 2, 3, 4 eienaars binne die afgelope 6 maande gehad het. Wat hulle doen is hulle sit hom baie vinnig oor aan 'n mens se name, so die siviele proses so lank vat. Want as jy hom in die hande kry, word die volgende persoon bygesit, volgende persoon bygesit, volgende persoon bygesit, volgende persoon, en so gaan die siviele saak net aan. En daai siviele sake kan 10, 15, 20 jaar aanhou voordat jy jou geld terugkry. En dis die heeltyd prokureurskostes wat jou eie is. En dan moet die hof nog bevind in jou guns dat jy kostes kan verhaal van die persoon af. Derek, So jy sit met baie kostes, jy het nie 'n kar nie en jy word aangekla. O, dis lekker. dis verskriklik. Ons gaan op 'n stadium moet ons jou moet terugkry 'n bietjie gesels oor dit spesifiek, want ek dink daar's baie mense wat nou 'n bietjie geskrik het oor daai proses, maar ons tyd is nou uit, maar ons moet later weer daaroor praat op 'n stadium. Ons hoop ons sien jou weer binnekort daaroor. Goed, dankie Pierre, dankie James. Okay, ek is nou bang vir kar koop. Nou ja, onthou, nie alle motorverkopers is dieselfde nie. By Sell My Car Quick kry jy die regte mense, die persoonlike diens en die onmiddellike resultate. Sell My Car Quick fokus op 'n eenvoudige en eerlike ervaring met vinnige waardasies en veilige betaling. Geen lang wagtye of onnodige rompslomp nie. Verkoop jou kar vinnig met vertroue en sonder moeite. Kies Sell My Car Quick. Besoek sellmycarquick.co.za vir meer inligting. Bees en feesgeld. Ons is nou terug en dan is ons nie kombuis. Ek hoop nie die pot is gesteel nie. Sell My Car Quick. Vertroue van begin tot betaling.